Ek wil vanoggend met jou gesels oor Copy and Paste Volume 2. En ek wil graag so begin, voordat ek vir jou 'n videoetjie wys. Want ek het die hele week soos Here, I've got to give this in truth and in grace. Ek moet hierdie ding vir julle gee vanoggend in waarheid, maar met genade. Want ek wil vanoggend met hierdie familie gesels, spesifiek met hierdie familie gesels. En julle sal sien, ons gaan begin om die goede op te sit, en ek wil hê ons met hierdie goede moet ons stuur, want die Here het met my gesels oor die Copy and Paste. Nou as jy verlede week nie hier was nie, dit is op ons Bergsig YouTube channel, ons het dit ook nou. Halleluja. So jy is welkom daar te gaan kyk, oor Copy and Paste. We copy and paste from Christ, because Jesus says, I do everything that my Father has showed me. En ek wil nie vanoggend wil ek in daai deel ingaan nie. Ek wil vanoggend met jou gesels oor die tweede gedeelte van Copy and Paste. As ons gou daai video kan speel, ek wil jou iets wys. Yeah, I think it's the flu. I can't come in today. You're not sick. Shh. You said today was beach day. He means we saw the beach on TV. Let me talk. I'll tell him. So vanoggend wil ek met jou gesels oor Copy and Paste van ons af na mekaar toe. Om te kan begin moet jy dalk iets verstaan, en ek gaan dit so vinnig as moontlik verduidelik, want ek het heel wat om te sê om my punt te staaf, maar soos ek gesê het, ek gaan my bes probeer om dit kort en kragtig te hou. Dit is rarig. Ek wil jy moet verstaan wat die Here in my hart geplaas het. So om dit te kan regkry, het ek gaan kyk na die definisie van 'n kultuur, 'n culture. Nou die definisie in die mooi Engelse version sê, a culture is the shared way of life of a group of people. It develops over time, punt nommer 2, as people create, pass down, and adopt shared ideas, behaviors, and traditions. So hierdie kom nou van die internet af. So jy moet verstaan dat jy is besig om 'n kultuur te create elke dag van jou lewe. Het jy geweet om 'n kultuur te create is daar values and beliefs wat jy either jouself mee begin en dan van daar af dit oordra na iemand anders toe. Daar's language of taal, customs and traditions, sosiale norms. Het jy geweet dat ewen jou kos wat jy by die huis eet en die klere wat jy dra, is jy besig om 'n kultuur te skep. 'n Kulturele ding gaan oor die behavior, not the saying. Ek wil daai met insink. Het jy al hierdie statements gehoor? We are the result of our parents. Ek het dit verlede week gesê. Ek is knor se knor. Nee, ek is so geslaan en laat staan. Jy het verlede week kan sê te gaan onthou. Ek is nou maar net so. Nee, my pa was ek nou. Sorry dad. Ek praat nie van daddy nie. Nee, my hele familie is overweight. Nee, nie een van ons gaan dit maak nie. Niemand het dit gemaak nie. Nee, almal gaan dood op 65. Nee, ons eer dit op so 'n manier, want my ma het my so geleer. Hoeveel van julle het al die fight gehad oor watter kant met die mes in die vurk wees? Het julle al gesprekke gehad? Mense vra vir my, hoekom is my mes ander? Ek gaan 'n ander mic gebruik, as jy nie omgee nie. Ek wil 'n ander mic gebruik, asseblief. Hierdie ding sny uit.
Okay, jy mag my dalk miskien nou beter hoor. Statement 2. Our kids do what we do, not what we say. Hey? Nee, doen soos wat ek sê. Dit gebeur nie in jou huis nie. Nee, ons praat met ander mense. Ons sê vir ons kinders, nee, doen soos ek sê. Hoekom? Want ek sê so. Nie hoekom jy om die draai. Hoe het mamma dit gesê? Statement nummer 3. Your level of influence determines the way your kids will follow your lead. Jou level van influence gaan bepaal hoe jou kinders. En ek weet ek praat nou met 'n bietjie jongerige mense hier, so ek gaan by die ou mense nou kom. Maar die feit is dat ons copy and paste nie van wat vir ons gesê is nie, maar wat ons sien. As jy 'n kind iets wil leer, weet jy wat maak jy? Jy wys hom. Interessant genoeg, as jy 'n hond maniere wil leer, hulle sê die beste manier om dit te doen is vir die honde mense, is, jy sit hom saam met 'n ander hond. En dan begin hulle mekaar so copy and paste. So jy vat een met maniere en een sonder maniere, en dan sit julle, dis hoekom jy ook 2 kinders moet hê. Jy maak seker dat die eerste enetjie het maniere. Want as die eerste enetjie nie maniere het, die tweede enetjie 'n probleem. That's why they call it terrible twins. Jy verstaan? Jy moet ten minste 2 kinders hê en seker maak die eerste ene op daai trial version het jy 'n goeie job gedoen, want as die tweede enetjie maklik. Maar die feit van die saak is dat ons is besig om te investeer in ons kinders, en ek wil dit vanoggend so klein bietjie geestelik maak. In ons geestelike familie is ons besig om te investeer. Ons is besig om 'n culture, 'n kultuur te create. Het jy geweet dat elke keer wat jy by 'n Sondagdiens opdaag, is jy besig om 'n kultuur te create. Maar het jy ook geweet elke keer wat jy dit nie doen nie? Dit is lekker, maar die eerste een is lekker, nie? Het jy geweet dat elke keer wat jy nie liefde gee na iemand toe nie, of bietjie skinder oor, hulle noem dit die hyena tannies. Julle ken die hyena tannies? Daai, jy gehoor, hyena tannies. Maar dit is, ons is besig om 'n kultuur te create, en ons copy en paste van mekaar af. Ek is 'n klein bietjie gaan research doen, want jy moet verstaan dat ek en jy, ons kinders en almal om ons, word beïnvloed deur iets. Want die Bybel sê, soos wat jy dink, so glo jy. En soos wat jy glo, so leef jy. Want so sê jy, so leef jy. Dis wat die Bybel sê. En ek het 'n bietjie gaan stats gou oplees, en ek gaan nie baie lank in hierdie werk nie. Hulle het 'n survey gedoen op social media, en dit is nou onlangs. Jy kan dit gaan oplees. Social media onder adults, dat 80%, daar's 'n 80%, en dit is adults, nee, dit beteken nie goue jare, jong jare, vroeër jare, ervaring jare, en dit is nie sulke goed nie. Dis adults, groot mense. 80% in die wêreld gebruik social media, waarvan Facebook een van die grootstes is. 50% probeer om dit te limit, ek weet nie wat jy moet, te beperk. 50%. Interessant genoeg, dat daar is baie mense, en hulle sê daar, many are passive scrolling. Weet jy wat is passive scrolling? Jy sit op die bank en dan val jy hom so. Liefie, kom check hierheen. Jy slaan nie eens op nie, passive scrolling. Hulle sê interessant genoeg dat adults is information seekers. Maar na die informasie gekry, doen hulle nie regtig iets daaromtrent nie. Nou my vraag is, toe ek dit lees, toe dink ek, Here,
Hoe baie staan ons hierso en ons praat met die Here se mense oor wat die Here in ons harte gedrop het. En ek en jy hoor, maar ons doen niks omtrent dit. Ek gaan 'n bold statement maak. Information will stay information until you use it. Informasie bly informasie tot die dag wat jy dit gebruik. As jy dit nie gebruik is dit net informasie. As ek vir jou enigstens informasie gee. Okay, kom ek gebruik nie 'n voorbeeld nie. Informasie bly informasie. Kom ons gaan 'n bietjie na jonger garde toe. Nou 80% in adults. Hier is die volgende ene. Kinders 13 tot 17 jaar oud. 95% mense, kinders 13 tot 17 jaar oud. 40%, dis hulle sê 8 tot 12 jarige ouderdom, kyk goede wat age restricted is. Beteken hy kyk goede wat bo sy ouderdomsbeperking is. Hulle spandeer 2 tot 5 ure op 'n dag op social. Hulle sê dat die result op hierdie stadium in daai ouderdomsgroep is anxiety, sleep disruption en cyberbullying. Iemand is besig om in jou kinders se lewe in te gesels. Mamma en pappa, jy laat toe dat iemand besig is om in jou lewe in te gesels. Kom ons gaan klein bietjie jonger. 13 jaar en onder. 65% met access na age restricted content wat bo hulle ouderdom is. Kyk hoeveel kinders in daai ouderdomsgroep sit voor 'n internetding. 4 ure op 'n average sit kinders in vandag se lewe op socials. Die result bly dieselfde. Wat vir my staggering was, is dat daar's 'n negative body image. Weet jy wat beteken dit? Soos wat die Here my gemaak het, hou ek nie van nie. So ek kan vir jou vertel van die identiteit wat jy in Christus het, maar wat jy sien, omdat jy beïnvloed was deur jou gedagtes, deur die media wat vir jou vertel het, glo jy nie meer, wanneer die woord van die Here vir jou sê, jy is die moeite werd nie. Weet jy hoekom? Want vir die hele week, so ek sê nie social is verkeerd nie, ons gebruik dit wel. Dit is 'n generasie ding. Maar my vraag is, wat sê die Bybel? Rondom copy and paste. Because we allowing, ek wil nou nie te veel Engels praat nie. Ons laat toe, dat iets in ons lewens ingepaste word. Ek laat toe, dat elke keer wanneer ek my foon of my tablet vir my dogter gee, laat ek toe, dat sy sit en kyk, en daar word iets in haar gepaste. Wat sê die Bybel? Wel, ek is bly jy vra. Want dit Deuteronomium 6, vers 5 tot 9, sê die Bybel, en ek gaan vir jou uit die message uitlees, hy sê, love God, your God, with your whole heart. Love him with all that's in you. Love him with all you have got. Hier kom die grote. Sê, write these commandments that I've given you today on your hearts. Get them inside of you and get them inside your children. Okay, great, Here, hoe? Baie maklik. Hier vertel hy vir ons. Hy sê, talk about them wherever you are. Sitting at home or walking in the street. Talk about them, wat se goede? Die commandments.
what Jesus says. Talk about them from the time you get up in the morning to when you fall into bed at night. Daai was vir my interessant geweest, om party van ons die tyd wat ons by die bed kom, dan jy gaan slaap, jy gaan net so, ek gaan wag hier vir môreoggend. Hy sê, at night, tie them on your hands and forehead as a reminder, inscript them into the doorpost of your home and on your city gates. Wat hy daar sê, hy sê, skryf hierdie goede in jou hart, en dan maak jy dit vas in jou hande. Hoekom jou hande? Want dit is wat jy besig is om te doen. Want jou kinders kopie en paste nie wat jy sê nie, hulle kopie en paste om wat jy doen. Hy sê, en dan sit jy hom op jou voorkop. Hoekom op my voorkop? Baie maklik, want wat my denke word my hart, en wat in my hart word my mond, en wat my mond word my behavior. En weet jy wat beteken dit? As ek dit oor 'n tydperk doen, dan word dit my kultuur. Maar doorposts, dis wanneer ek het, elke keer wanneer ek uitstap, en my gates, my city gates is die beskerming. Ek wil 3 mense gou kry. Jonathan, come here for me. Bring a chair for me. Morney, bring vir my 'n stoel. Want ek wil vanoggend hierdie en as ek hier stop, wil ek vir jou hierdie gee. Josh, bring vir my 'n stoel. Ek beloof ons sal niks. Kom sit jy vir my. Ek wil vanoggend hierdie illustrasie vir jou gee. En ek wil jy moet iets verstaan dat we copy and paste. Want die Bybel praat van die 3-chair principle. David het 'n seun gehad met die naam van Salomo. Met 'n seun gehad van Rehoboam. Die Bybel sê dat David het God geken in al sy weë. Alles wat hy gedoen het hy God geëer en geraadpleeg. En hy het favour in sy lewe gehad. En die Bybel sê dat God het hom gesien as 'n man na sy hart. En op sy ou dag kom hy hierdie kant toe en hy sê vir Salomo, onthou wat ek jou geleer en gewys het. Maar Salomo, met sy blessing wat hy gekry het, laat toe dat goede in sy lewe gebeur. Die Bybel sê hy het pagan, wat is die Afrikaans vir pagan? Hy het pagan vrouens mee getrou. En hy compromise die belofte wat by David was. Compromise hy. Hy gee bietjie weg. Hy laat bietjie los. Nog steeds volgens die geskiedenisboeke is Salomo geerken as die wysste man ooit. Hy doen vir die volk Israel baie, maar hy compromise sy hart. Rehoboam. I'm sorry, Jonathan, I didn't think that's going to be you. But somebody has to be that. Die Bybel sê dat Rehoboam sy hart was so ewel gewees dat God toegelaat het dat die volk sal skeer. Wat probeer ek volgens vir jou sê? Generation 1, Generation 2, Generation 3. If we do not copy and paste from our first generation to our second generation is going to start compromising the beliefs
we're going to start giving away in a second generation. We're going to start, ons gaan kerk toe, maar ons gaan nie kerk toe nie. Ons bid, maar ons bid nie regtig nie. Ons gee, maar ons gee nie regtig nie. Ons vertrou, maar ons vertrou nie regtig nie. Kan ek jou sê, wat sê die Bybel van jou generasie daarna? They will not know God. Hulle harte sal verkoud wees. Ek wil vanoggend wil ek hierdie ding in die kerk sê, en weer eens, jy kan gaan oplees, dat daar is 'n decrease, 'n afneme in die generasies van 2-3 generasies na ons generasie Z en generasie millennials toe. Nie net in kerk gaan nie, maar in geloofsoortuiging. Kerk van Jesus, ons moet begin wakker word. As Dawid dit oordentlik oorgegee het na Salomo toe, en Salomo het oordentlik oorgegee na Rehoboam toe, was Israel 'n hele ander situasie gewees. Abraham word die belofte gegee. Ons noem dit die Abrahamic Covenant belofte word hy vir hom gegee. En Abraham vat daai belofte en hy gee hom net so oor na Isak toe. No compromising. Alles wat ek doen, doen jy. Weet jy wat maak Isak? Hy gee daai oor na Jakob toe. Hy copy en paste van 1 na die 2 na die 3 toe. Weet jy hoekom? Because the commandment was from here placed onto this and placed onto this. Jakob begin met Josef en dis 'n ander gedagte op sy eie. Maar daar's 'n generation wat oorgedra moet word van een na die ander ene toe. Dankie ouens. Ons sit in 'n generasie waar ons begin compromise het. Hierdie is nie 'n doempreekie, mense, dis nie wat ek wil doen nie. Want ek gaan nou by die antwoord uitkom. Maar ons sit in 'n generasie waar ons besig is om te compromise. Ons het 'n generasie wat Jesus geken, gesoek, gevolg, geluister en gedoen het. Ons sit vandag in 'n situasie, in 'n generasie waar ons begin compromise het, en ek praat met my generasie mense. Where we don't want to do, and we'll only do it when it's nice. Ons kan net gee wanneer dit vir my lekker is. Ek wil vanoggend hier is, want ek wil terugkom by Efesiërs 5. Efesiërs 5 tot 7 sê, therefore, see that you walk carefully, living a life with honor and purpose and courage, shining those who tolerate an unable evil, not as the unwise, but as wise, sensitive, intelligent, discerning people. Make the very best of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. Therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Die boodskap in Afrikaans lees dit so. Hy sê, moenie jou tyd mors nie. Dis maklik, hè? Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons lewe in moeilike en slegte tye. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê julle moet lewe.
Mama se maar verby kom speel. Ek het nog goed gehad om te sê. Maar ek wil vanoggend wil ek hierdie boodskap by ons los. Efesiërs 5 sê, copy and paste. Follow his example. Walk continually in love. Practice empathy and compassion. Verder in Efesiërs 5 skryf Paulus en hy sê, vrou, want hy verduidelik vir jou, hoe kry ek dit reg om te kan copy and paste na mekaar toe. Hy sê, vrou, wees jou man onderdanig. En dan sê hy, man, offer jou lewe op, soos wat Christus dit vir sy kerk gedoen het. Ons gebruik hierdie baie maklik in 'n fight, om geestelik te wees tussen man en vrou. Maar jou vrou gaan jou baie maklik onderdanig wees, as jy jou lewe opgee, soos wat Jesus dit gedoen het. Hy praat met die kinders, sy kinders, eer jou vader en jou moeder. Want dit is die eerste gebod met 'n belofte. En dan wil ek vanoggend met papas en mamas gesels. Wat sê? Is in 6 vers 4, hy sê, Fathers, do not provoke your children to anger by the way that you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. My vraag vanoggend is wat copy en paste ons? Van waar af kry ek my informasie? Want ek kan net gee wat ek het. Wat laat ek toe om in my lewe in te gesels? Laat ek toe dat die Heilige Gees my lewe verander, sodat ek iets het om te gee vir my vrou en my kinders, vir my gemeente en my gemeenskap? Wat praat in my lewe in? Johannes 15, 12, 13 sê, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for your friends. Die oorspronklike woord van daai vriende, daai woord sê, somebody that I'm fond of, iemand wat ek like. Iemand wat as ek fond is oor iets, beteken dit, ek is excited as ek jou sien. Love one another. Here, waar is U in die storie? Hy wil sê, as mens, as ek en jy, vuil, sondaar en failures, ons gaan dit nie maak nie. Maar met hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Met hom, because he lives, I can face tomorrow. Met hom kan my hart verander. Met hom kan my gedagtes en my maniere verander. My oproep vanoggend aan hierdie familie is,
If we don't change anything, we won't expect anything different. As jy nie iets anders te gaan doen nie, gaan jy dieselfde result kry elke keer. Waar begin ek? Baie maklik. Informasiesenter, daar by die informasie. Skryf jou naam op. Wanneer doen ek dit? Baie maklik. Maak tyd. Dit is verskriklik om dit te dink. Maar ek dink ek moet jou met my laaste saying sê. Waar jou hart is jou geld. En waar jou geld is jou belange. Of jou tyd. Laat ek dit liewers in Engels sê, dit is vir my makliker. Where your money is, your heart is. And where your heart is, your time is. Waar jou hart is jou geld. So as jy wil weet waar is jou hart, gaan kyk waar is jou geld. En as jy wil weet waar is jou geld, kyk waar is jou tyd. Wat spandeer ek tyd? Jesus says, imitate me. Imitate me. Sê jou oor toe maak vir my asseblief. Ek wil met vanoggend fokus net op Here. Wat lê in my hart? En dan wil ek ons met saam bid en sê, Here, as die kinders, Here, weet ons, dat die genade is meer as genoeg. Ons erken, Here, dat ons as mens en onsself baie kere fail. But we thank you, Lord, for your grace in our lives. Dankie, Here, dat U sê dat U is getrou om ons te red. Wel is dit partymal van onsself. Dankie, Here, dat ons vanoggend U naam kan aanroep. En dat die woord sê, ons sal gered word, van ons U naam aanroep. En Here, vanoggend is my begeerte, my hart, Here, dat U ons gedagtes help verander, sodat ons harte sal verander, sodat ons maniere sal verander. Here, ons vra om verskoning. Dit is jammer dat ons gedink het, is iemand anderste wat die oes moet gaan haal. Here, jammer dat ons gesê, dis nie ons nie, dis nie ek nie, Here, ek sal stuur vir Koos. Ons besef vanoggend, Here, dat U ons in die koninkryk gesit het, sodat ons 'n verskil kan gaan maak in hierdie wêreld. Ons erken vanoggend, Here, dat U ons lig in ons lewens gesit het, sodat ons 'n verskil kan gaan maak in die wêreld. Ons vanoggend bid, Here, gee ons die krag. Gee ons die wysheid. As 'n familie, Here, wil ons vanoggend bid vir ons families binne in hierdie gemeente. Ons bid vir ons papas in ons gemeentes, dat hulle sal opstaan as die priester van hulle huis. Ons bid vanoggend, Here, vir ons mamas, wat die sagtheid bring, Here, dat U Gees hulle sag sal hou. Ons wil bid vanoggend vir ons kinders in hierdie gemeente, Here, dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Maar U Gees is een wat vir ons wysheid gee. Ons bid vanoggend, Here, dat U ons kinders sal bewaar, dat U ons die wysheid sal gee, hoe om hulle groot te maak in die vrese van U. Elke kind, Here, maak nie saak hoe oud of hoe groot hulle is nie. Ons bid vanoggend, Here, dat U hulle purpose sal gee. Dat U hulle sal bless met al die blessings wat in die hemel is.
Ek bid vanoggend, Here, vir hierdie gemeente, ons geestelike familie. Here, dat U ons nader aan mekaar sal trek. Met bande van liefde, sê U woord, trek U ons nader. Ek wil vanoggend bid, Here, dat U ons nader sal trek. En volgende, Here, laaste, Here, wil ek vra, dat U die doel wat U vir hierdie gemeente het, tot vervulling sal bring. Ons verklaar vanoggend, Here, dat die koninkryk sal kom, en U wil sal geskied. Dat net soos wat dit in die hemel is, soos wat U bepaal het, dit moet wees, Here, dat dit op die aarde sal manifesteer. Word verheerlik in alles wat ons doen, Here. Word verheerlik in ons lewens. In Jesus naam. Amen.